Hy is nie ver weg nie. Hy is hierso. Come on. Laat dit 'n waarheid raak in jou lewe. Jesus is God met ons. Sy gees wat Jesus uit dood opgewek het, is kragtig in die werk in my en jou. Dis die realiteit. Dis waar ons lewe. Laat gaan alles vanoggend. Raak gefokus, raak gekonsentreerd op sy gees wat in jou is. God homself. Weet jy dan nie dat jou liggaam is 'n tempel waarin God woon nie? Halleluja. Dankie Jesus dat U is. U woon in ons. Dis U wat lewe en nie meer ek nie. In Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Prys die Here. Dankie julle almal op die stage. Ons is so bederf. Regtig. Ek dink julle besef hoe dankbaar ek is. Ek weet nie van die res van die mense nie, maar ja. Gee julle 'n hande klap. Yes, ek het begin by die Sea-Shack preek met 'n projektortjie en 'n wit laken wat deur die wind gewaai word. En jy kan nie eens sien wat op die ding is, op die projekte, op die laken is. Ons het kerk gehou. Kyk waar is dit nou? So. So. Vind vreugde in die Here. Ja, hy sal veel gee wat jou hart begeer. Ek het nie eens vir die goed gevra nie. Dit was maar net soos belaglike goed wat in my gedagtes opgekom het en ek dink ag nee. Maar ja, dis die gees van God wat jou prep en sê jy's op pad soontoe. Daar gaan 'n gebou wees, daar gaan 'n instrumente wees en alles en 'n band en ja. Jy moet oplet wat die gees in jou doen. Ek onthou, my pa het my ook al vertel, 25 jaar plus, dis seker nou al amper 30 jaar terug, het hy op die plaat gestaan hierso. Dis nog voor ons die Here geken het eintlik. Ons het kerk toe gegaan, maar ons het nog nie die Here ontmoet nie. En toe sê hy, as ek hierdie driehoekstukkie grond kan hê eendag. Min weet in wat hy gesê. As hy imagine jy het geweet wat jy sê. Hoe sê jy nie dan lewe nie? As jy weet dit wat jy praat, is 'n ambassadeur, is God in jou. Dan sê jy anderste optree in lewe nie. Dan sê jy nie 'n ou wees wat hopeloos is nie. Jy sal weet ek praat wat God wil hê. God het 'n plan met my lewe. Ek is nie net gemaak, ek sien dit 'n eksperiment nie. Hier's 'n purpose vir my, hier's 'n doel vir my. En my pa se purpose was dalk om hierdie kerk te bou. Dis nie dalk hy moes. Al die ander goed is 'n means to an end vir die koninkryk om te expand, to the increase of his government, there shall be no end. Verstaan? Soos wanneer ons inval by ons purpose, hoekom God ons gemaak het, as 'n verteenwoordiger van dit wat daar bo is, wat hy hier weerspieël op aarde. Kom al die goed. Sal alles volg. Dit is nie maklik nie. Dis eintlik waar ek wil preek vanoggend. Die lewe is nie maklik nie. Maar as ek kyk in die Bybel en ek kyk na al die mense wat daar was, van Moses en Josef en Dawid en Samson, man, jy kan alles opnoem. Dit was nie maklik nie. Verstaan? Jesus op die ou end van die dag kom aarde toe. Dis nie maklik nie. Ons voel vir my partykeer ons gee en ek moes hierdie week self gaan kyk het oor wat ek al gepreek het, verstaan? En ek preek al hierdie goed en Dr. Andries het ook laasweek gepreek van Christus in jou, verstaan? En as gevolg van Christus in jou, hoe het jou lewe gegroei van, as ons nou claim, dis Christ in us, verstaan? As 'n verantwoordeling, 'n ding waarop ek moet antwoord gee, van, okay, is dit net woorde wat ek sê, eer ek om met my mond, maar my hart is ver van hom af weg,
Wat is dit? En ek kyk na my eie prediking ook, en ek weet, mense sal vir my sê, ja Tron, maar jy preek, Jesus het vir ons lewe en oorvloed gebring, en ja, hy het. Maar ek het nog nooit gesê, dit gaan 'n gemaklike lewe wees, nie. Ek kyk na al die mense in die Ou Testament, ek kyk na almal die disippels, en na almal, en na Jesus se lewe, jy weet, dit was 'n oorwinningslewe, ja. Dit is mense wat 'n mental, 'n shift moes maak in hulle lewe. Jy weet, toe God by Gideon kom, en hy roep hom, Gideon se eerste respons was, is dit ekke, praat met my. Gideon moes 'n mental shift maak, op grond van wat God se woord is. Verstaan? En dis dieselfde prediking vandag nog, ons moet 'n mental shift maak, op grond van Christ in you. Verstaan? Ek kan nie dieselfde bly nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Ek sê nie dit gaan maklik wees nie, maar dit gaan oorwinbaar wees. Dit is wanneer jy die mental shift maak en God se woord vat vir jou lewe. Dit is Christ in you. En jy glo dit actually. En jy maak 'n doelbewuste besluit om elke dag te verander, om my gedagtes elke dag te vernuwe, is wanneer ek 'n mighty warrior kan optree. En jy tree nie as 'n mighty warrior op, as dit nie nodig is vir 'n mighty warrior om 'n mighty warrior te wees nie. Verstaan? God het hom geroep, en vir hom gesê, dit is wat jy is. Hoekom? Want jy gaan nou iets moet gaan doen, wat nie maklik is nie. Want ons lewe nog steeds in 'n donker wêreld. Ons kyk nie na die afwesigheid van vrede en bepaal, maar nee, God het nie gekom om 'n gemaklike lewe vir jou te bring nie. Verstaan? Hy sê, ek het vir jou 'n swaard gebring. Nee, ek het nie vrede op aarde gebring, maar ek het vir jou 'n swaard gebring, sodat jy 'n mental adjustment kan doen, om te kan survive in hierdie wêreld. Om die lig te kan wees. 'n Gemaklike lewe gaan jou nêrens bring nie. Jy gaan nie God glo nie, dis nie nodig om te glo nie. Geloof is nie daar in die afwesigheid van die storm nie. Geloof is juis vir dit, en ons is mense wat deur geloof lewe. Hy sê, deur die geloof sal julle lewe. En geloof vereis omstandighede wat geloof nodig het. Ek wil nie 'n sagte prediking maak, die hele YouTube is vol van daai predikings. Van mense wat net, ons wil vir God gebruik as 'n release valve, in plaas van om my te verander en te transformeer, sodat ek kan handle wat die wêreld te bied het. Verstaan? En voel vir my, kerke deesdae het 'n sagte geloof gepreek. Hulle wil mense nice guys, verstaan? En dit is nie dit nie. Want hy sê, hou moed in die wêreld, gaan jy dit moeilik hê, maar ek het die wêreld oorwin. Groter is hy wat in jou is, as dit wat in die wêreld is. So dit is nie die afwesigheid van die storm, en ons bly kerk toe kom, ons bly vir God soek, as 'n release valve om afwesigheid te hê, net vir 'n easy lewe. 'n Easy lewe gaan nie vir jou uitbring, tot die geheimenis van Christus in jou nie. Want jy gaan nie, as ek my kind 'n les verleer, baie keer, dan moet ek hom vasvat. Maar God vat jou nie vas in die manier wat mense preek nie. Hy straf jou nie. Daai wat Hebreërs 12 sê, hy sê, op die oomblik lyk die tigting nie na iets om uit te sien of iets aangenaam nie. Maar as jy gaan kyk, die Griekse betekenis vir daai woordjie tigting is om te tutor, dit is om te nurture. Verstaan, dit is nie 'n straf nie. Glo my, as die straf van God afgekom het op jou, as gevolg van iets wat jy verkeerd gedoen het, gaan jy nie bly lewe nie. Daai straf het op Jesus afgekom. Hy straf jou nie, hy lei jou in jou purpose in. En ons wil net daar uitkom, want ons sien, dit is ongemaklik. En daar hardloop ons weg af van, want dit is vlees teen gees. Jesus gaan deur dieselfde mental struggle, nee. Ek dink aan voor hy gekruisig is, en hy bid, en hy is in so 'n toestand, dat sy sweetdruppels later bloed word, en hy sê, Here, laat hierdie lydenisbeker verby my gaan. En op hy oomblik klik hy, maar ek weet hoekom ek gestuur is. Ek is juist vir hierdie rede gestuur. Hy sê, maar nie my wil nie, maar u wil. En hy kom by sy disippels, en hy sien hulle aan die slaap. Hy sê, ouens, wees wakker, wees waaksaam. Die gees is gewillig, maar die vlees wil nie. Die vlees soek comfort.
En Jesus beleef het in die tuin van Getsemane. Hy sien wat uit hom uitkom en sê, laat die beker verby my gaan. En hy sê, nee. En hy sê vir sy disippels, onthou, julle moet waaksaam wees, julle moenie slaap nie. Die gees is gewillig, maar die vlees soek comfort. Die kerk moenie so raak dat ons soek net comfort nie. Ons soek in die laaste dae sal hulle vir hulle predikers bymekaar maak wat hulle ore sal streel. So comfort die hele tyd. Ek soek 'n release valve. Dis nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor 'n transformasie, sodat jy kan gemaklik wees om ongemaklik te wees. Het gaan oor 'n transformasie, sodat jy neem die lewe op as jy jou lewe aflê. Om die winde en die storms van enige dwaalleer te kan weerstaan. Want die wêreld is vol daarvan. Van dwaallere. En mense sukkel. En jy is nie supposed om te sukkel nie. Want ons kyk na die afwesigheid van die storm en dan bepaal ons, maar dit is nee. Dit is nie dit nie. Dit is nie die issue nie. Die issue is nie die afwesigheid van die storm. Die issue is nie om 'n gemaklike lewe hier te hê nie. Die issue is om sterk te wees in die Here. As kinders van God. Om sterk te wees in die Here. Dis wat Paulus sê in Efesiërs 6. Hy sê laastens broers, wees sterk in die Here. Trek aan die wapenrusting. Wat sê hy daar? Kry jou mind reg. Jy moet 'n unshakable mentality hê van Christus in my. En dit kom nie net van 'n Sondagoggend preek en te sê ja en amen nie. Dit kom van iemand wat elke dag opstaan en doelgerig is van ek moet doodgaan sodat Christus kan lewe. Moet die helm van geloof aantrek. Ek moet die skuld hê om die pile af te keer. Nie om te gaan oorlog maak nie, dis 'n attitude adjustment wat jy het. As gevolg van Christus, as gevolg van 'n wedergebore. Hy sê, finally brothers, be strong in the Lord. Om sterk te wees in die Here. Dit is die ding, is om sterk te wees in die Here. Nie om 'n gemaklike lewe te hê nie, om sterk te wees in die Here. Ten spyte van ongemak, is ek sterk in die Here. Ek is bekleed met Christus. Ek het die volle wapenrusting van Jesus aangetrek. Ek het die volle prys wat hy betaal het voor aan die kruis, het ek gevat en ek het dit myne gemaak. Ek het genade ontvang. Ek het sy vermoë wat deur my werk nou. Ek kyk nie na die wêreld nie, ek kyk nie na gemak nie, ek kyk nie na hoe ek God kan gebruik as 'n release valve, net dat dit sodat ek kan beter voel nie. Nee, ek bekleed my met Christus. En jy kan nie daar verbykom nie. Jy kan nie die ou man nog hou en bekleed wees met Christus nie. Jy kan nie, die wynsak werk nie so nie. Jy kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie. Dis wat Jesus oor en oor draai preek. Hy sê ek het nie vrede gebring nie, maar ek het 'n wapen gebring, ek het 'n swaard gebring. Ek het vir jou data gebring, ek het vir jou 'n system update gebring sodat jy hierdie kop kan update. Die woord van God is 'n swaard, tweesnydende swaard. Hy sny tussen siel en gees en murg en been. Siel en gees en murg en been. Murg en been is die liggaam. Jou siel en die gees is gerenew. Die swaard moet oorspoel na die sielsdimensie toe. Dit wat jy is. Jou gees is fyn. Hy is gewederbaar. Maar as jou sielsmens, jou karakter, die een wat worry, die een wat stres, die een wat kyk na die wêreld, die een wat sukkel om te glo, die een wat nie wil afstaan van sy ou lewe en die een wat trots is en sê dis hoe ek gebore is, ek hoef nie te verander nie. Dis hy wat moet verander. Anders gaan jy vou in die wêreld. Jy gaan val vir enige iets. Want alles gaan oor 'n emosie ding deesdae. As ek kyk op YouTube ook, al die podcasts en die goetertjies en een ou kan man, ek weet nie eens wie die mense is nie. Maar hulle almal hang hulle aan. Dit hou op YouTube. Vat die Bybel, vat die woord van God en laat jou gedagtes vernuwe word. Kyk wat hy vir jou wil sê. Kom ons lees Spreuke 24 vers 10. Hy sê, if you faint
in the day of adversity, your strength is small. So met ander woorde, hy sê, wat hy sê daar, Spreuke 24 vers 10, if you find in the day of adversity, your strength is small. Hy sê, met ander woorde, hy sê, ons is nie supposed om uit mekaar uit te val nie. Die klem is nie op die adversity nie, die klem is nie op die dag van swaarkry nie, die klem is op jou strength is te klein. Jy is nie sterk in die Here nie, jy is nie bekeer nie, jou wynsak het nie vernuwe nie, jy het nog nie die kopskuif gemaak nie, daarom is jy nie sterk in die Here nie, daarom knak jy in die dag van adversity. Hy sê, dit gaan nie, die klem is nie om die adversity weg te vat nie, die klem is, jy is nie sterk genoeg in die Here nie. Ons soek die hele tyd, vat weg, maak my lewe gemaklik, maar ons vergeet, as ons net sterk is in die Here, as ek net regtig gewederbaar is, en my denke is vernuwe, dan maak die adversity nie saak nie. Want die dag van adversity gaan kom. In the day, if you find in the day of adversity, so adversity gaan altyd kom, the day of adversity gaan altyd daar wees, jy lewe in die wêreld, en in die wêreld gaan jy dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorkom, as jy jou beklee met Christ in you, en jy word vernuwe, en jy word al hoe meer soos Christus Jesus, en jy kyk na die afgelope 5 jaar van jou lewe, en jy sê, ek het actually geïmprove, ek het actually gegroei in die Here, dan kom jy agter later aan, dis nie die goedes wat in die wêreld aangaan nie. Jy raak nie gefokus op jou finansies so erg nie, jy raak nie gefokus op die adversity, die siekte en die goed nie, maar op my krag in die Here is my fokuspunt, op hoe ek kan verander om gelykvormig te word in die beeld van Christus. Ek lê alles af, jy moet opgee op lewe. Jy moet opgee op jou lewe en doodgaan en die lewe van Christus optel. Dis wat Paulus eintlik sê in sy briewe ook. Wil jy 'n maklike lewe hê? Gee op jou lewe. Want adversity gaan nie weggaan nie. Jy's gemaak om lig te wees in die donker. So die donker gaan altyd daar wees. Dis nie die afwesigheid van donker nie. Jy is die lig. So die donker maak nie saak vir jou nie. Die moeilikhede en beledigings en ontbergings en al daai swakhede, soos wat Paulus sê, roem ek nou in. Ek wens dit nie weg nie, want as ek swak is ek sterk. Sy genade is vir my genoeg, dit kom juist tot werking wanneer ek swak is. Dis sy vermoë wat deur my vloei, van sy vermoë, sy krag, sy mag, sy gesag, die prys wat hy betaal het vir my in die kruis, wat deur my werk kragtig in hierdie wêreld, as 'n bekeerde man van God, as 'n ou wat my lewe afgelê het, as 'n ou wat my trots laat staan, en ophou sê ek hoef nie te verander nie, vat ek sy beeld op, dieselfde gesindheid wat in Christus is, moet in julle ook wees, Filippense 2, hy wat hom gestrip het van sy koningskap, hy sê, dit moet in julle wees, jy moet jou strip van jou identiteit, en syne opneem, soos wat hy jou nou opgeneem het. Hy het jou identiteit opgeneem, hy het vir jou aan die kruis gesterf, sodat dit skoon gewas is, sodat die voorhangsel geskeur is, soos wat ons nou net gesing het, sodat jy kan instap voor Vader, met die identiteit van Christus Jesus. Nie geworry oor uitkoms vir 'n moeilike lewe nie, dit sal outomaties gebeur. Jou uitkoms is daar, hy sê geen versoeking in jou oorval wat jy nie kan hanteer nie, en as die versoeking kom, sal die weg uit ook saam met dit kom. Daar is altyd 'n way out in Christus Jesus. Altyd 'n way out. Daar is altyd 'n way out. Daar het nie iets ons oorval nie. Dit gaan nie oor die adversity nie, dit gaan oor hoe sterk is jy in die Here. In Efesiërs 6 vers 10 sê Paulus, finally brothers, jy weet, dan kom hy deur die hele Efesiërs 1 wat hy sê, hoe geseënd ons is met al die seëninge wat daar is in die hemel, en so gaat hy aan uit genade, deur geloof is ons gered, en hy kom alles in hoofstuk 3 van hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen, in die wat glo, en so gaat hy aan, maar
In hoofstuk 4 wat hy sê, die gawes wat hy gegee het vir die kerk en die opbou vir hulle geloof, sodat hulle sal kom in die volmaakte gestalte, so volgroei, so volwasse soos Christus Jesus. Hoofstuk 5 verduidelik hy die huwelik tussen die liggaam en Christus Jesus. Hy verduidelik al die goed en dan hoofstuk 6 kom hy sê, finally brothers, be strong in the Lord. Wees sterk in die Here, want die dag van adversity gaan kom. En jy faal as gevolg van, ons is nie bekleed met Christus nie. Wees sterk in die Here. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê hy ook, hy sê waak, staan in die geloof, staan vas. Hy sê, wees manlik, wees sterk. Wees manlik, wees sterk. As ek kyk na die wêreld, draai hulle al hoe meer die manlikheid weggehaal en 'n vroulike weergawe in die man sit. Gaan nie oor 'n geslag nie, gaan oor 'n mindset. Maar daai is 'n goeie voorbeeld, né? As jy kyk met die jong mense deesdae in Amerika, hoe dit gaan. Jy weet, as jy jou kop op 'n ding sit, dan word jy dit eintlik. Daai man is oortuig hy's 'n vrou. En dan word hy dit. Wetenskaplik is dit onmoontlik. Maar in sy kop, worry hy nie wat die wetenskap sê nie, hy word dit. Dis 'n bewys wat Jesus gesê het, hierso is die probleem. Hier moet verander word. Ek sê dit altyd, elke oggend as jy wakker word, kry jy oor 1 miljoen nuwe neurons, breinselle in jou kop. En Jesus sê nie van nie, bekeer jou, want die koninkryk, sy eerste prediking wat hy gee, nadat hy uit die woestyn uitkom, was bekeer jou, want die koninkryk van die hemel is hier. As jy verander jou mindset nou, verander jou ding waarin jy gelykvormig is, hoe jy in die wêreld ingekom het, dit moet verander word nou, jy moet 'n geboorte deurgaan. Ek is hierso, ek het my woord kom spreek, ek het jou sondes gaan vergewe. Jy's oor in 'n hemelse riem nou, jy word weergebore. As jy verander jou mind nou, jy is in 'n donker wêreld, maar dit is nie waarin, hy sê, aarde is jou voetstoel, maar die hemel is sy troon, jy loop hierso ja, maar jou kop, jou gedagtes, jy rig dit na bo, daar waar jy is in Christus Jesus. Oor en oor sê hy dit, en oor preek ons dit, dat ons moet so begin optree later aan, dat daai oggend as jy wakker word, wat sê jy vir daai miljoen nuwe neurons? Die wêreld is donker, die petrolpryse is hoog, Eskom is sy chops, al hierdie goed is, al daai soldate in jou kop, al daai neurons sê, poep, dankie, ons het ontvang, en weet, Salomo sê, soos 'n mens dink, so word hy. Nou, oor 'n tydperk van 10, 20 jaar van so wees en so lewe. Hy is in 'n riool gemarineer van angstigheid en depressiwiteit en net 'n nare mens. Jy is nie liggie, maar jy kom kerk toe elke Sondag. Maar en ons preek, jy's 'n ambassadeur, jy's 'n verteenwoordiger, jy's 'n gesant van Christus, asof God sy aanspraak deur jou maak. Maar as jy hier uitstap, praat jy totaal ander goed. Dis glad nie ooreenstemming nie. Jy soos Petrus, toe Jesus vir hom sê, hy gaan doodgaan in die kruis, en Petrus sê vir hom, ek sal dit nie toelaat nie, en hy sê, staan agter my Satan. Een oomblik is hy 'n verteenwoordiger van Jesus, en die volgende oomblik is hy 'n woordvoerder vir Satan en vir die wêreld. En dit is so baie gebeur het in die kerk, ons verteenwoordig Jesus, ons claim dit, maar ons is 'n woordvoerder van Satan. Ons spreek nie lewe nie, ons spreek nie hoop nie, ons is glad nie gerenew in ons mind nie, jy hoor hierdie boodskap van Christ in me, maar jy is dit glad nie. Jy bent nie eens 'n poging aan om huis toe te gaan en om te gerenew te word en actually hierdie waarheid joune te maak nie. Want jy kan nie 'n verteenwoordiger wees van die koninkryk en 'n woordvoerder vir die wêreld nie. Dit is so kom, dit werk nie. Jy doen dit met die soek gemak.
En dit gaan nie oor gemak nie. Dit gaan oor om sterk te wees. Om sterk te wees in die Here. Vir as die dag van adversity, as die dal van doodskade weer kom, dat jy nie geskit sal wees nie. Want dit gaan kom. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is naby waterstroom en sy wortels sal uitstrek na die water toe. As die warm winde kom, sal sy blare nie verskroei nie. So wat sê hy? Die warm winde gaan kom. Maar jy is sterk in die Here, jou wortels strek uit na die lewende water toe. Maar ons is soos, die wind, gaan my blare skroei. Nee, ek wil weggaan van dit af. Sê, wow, relax. Jou wortels strek uit na lewende water toe. Dit raak jou nie. Wees sterk in die Here. En dit is nie net iets wat so gebeur nie. Elke oggend moet jy dit vir daai miljoen nuwe breinselle wat jy kry, wat die liewe Vader vir jou gegee het, elke dag is nuut as jy opstaan, moet jy hulle vir daai breinselle daai opdrag gee. En oor 'n tydperk van 10, 20 jaar is dit al wat jy dink. En dan verander jy in die beeld van Christus. Dan is dit nie meer te preek in die kerk of 'n mooi woordjie so goed. Dis jy word dit actually. Moenie fokus op wat jy nie het nie, of wat jy diskwalifiseer. Fokus op, wees jy verstaan, moenie, ons word in so 'n era groot van, jy weet, jong kinders wil hulle pa bewys hulle is waardig. Jy bewys jou pa is waardig, jy is waardig in Jesus Christus, jy het niks om hom te bewys nie. Of jy wil vir jou ma bewys, ja, maar jy was verkeerd oor my alle jare. Jy hoef vir niemand iets te bewys nie, want as een wat vir jou is, as een wat intree, en hy maak jou waardig. Kan jy imagine wat in jou liggaam sal plaasvind as jy oor 'n paar jaar aanhou dit doen? Want Jesus sal nie verniet die opdrag gee, bekeer jou, vernuwe jou gedagtes nie. Hy sê nommer 1 ding, nommer 1 prioriteit, soek die koninkryk. Hoekom? Want hy wil jou mind renew, hy wil jou uitkyk op wêreldse aspekte en alles waarin jy operate in die kingdom wil hy renew. Hy sê dit is jou nommer 1 prioriteit. Hy sê al die goed waaroor jy worry sal volg, wat die uitwerking van dit sal wees op jou liggaam. Soos 'n mens dink, so word hy. Het jy siek? Ek weet, my ma het kanker gehad, sy het chemo en al die goed deurgegaan, maar al raad wat die dokters vir haar gegee het, was, mevrou, kyk wat jy dink, bly positief. Hulle het geweet, daar is nie eintlik medisyne nie, die grootste medisyne is hierso. Is in die kop. En daar is sy gesond vandag. Dit was nie maklik nie. Die day of adversity het gekom. Dit was moeilik. Maar sy was sterk in die Here. As daar een fight is wat sy gefight het, is dit soos, ek moet die kop met 'n dop hou. Ek kan nie toelaat, mense kom in met negatiewe praatjies, as daai chemo kom, of as daai ding gebeur, gaan jy so en so voel. Dis net negativiteit wat inpomp. Die day of adversity kom altyd. Maar dit is so, finally brothers, to be strong in the Lord, om elke dag op te staan, en jou te bekleed met Christus Jesus, want dis hy wat lewe, en nie meer ek nie, en daar word sy gesond. Jy moet ons mind opmaak. Jy moet jou mind opmaak. Die kop skuif maak. Is ek regtig 'n ambassadeur van God? En dis of dit, of jy short circuit. Want jy het een skepping gehad. Kom ons maak mens in ons beeld as ons verteenwoordiger. So of ek val in by dit, of ek val uit mekaar uit. So, dit is 'n skeppingskrag binne in ons. Dit is iets wat hy gecreate het, en Jesus het gekom vir ons om het actually te kan doen nou. Dus hulle noem het 'n mindset, want jy set jou mind op dit. As ek nou vir jou sê, ek gee vir jou 10 miljoen rand, maar jy moet daarso vir my
huis gaan bou, maar jy het nie 'n klou nie, gaan jy alles in jou vermoë doen om uit te figure hoe om 'n fondasie te graaf, hoe om 'n huis te bou en alles, want jy gaan 10 miljoen kry. Jy doen alles in jou vermoë, sal jy dit doen. So dis 'n bewys, dit is daar. Maar nou, eerlikheid, hier kom die Here Jesus Christus, God in die vlees, en hy sê, ek seën jou met al die rykdom wat daar is in my, as koning van konings van die aarde. Hoekom doen ons nie alles in ons vermoë om dit te kry nie? Hoekom gebruik ons sommer net om ons lewe gemaklik te maak, waar dit nie die issue is, dit gaan nie oor 'n gemaklike lewe nie, dit gaan oor my krag in die Here. Is ek sterk in die Here? Is ek bekleed? Dink ek wat hy dink? Praat ek wat hy praat? Ek wil nie te lank aangaan nie. Hy is so baie verse nog wat hy sê, Jesaja 41 vers 10, do not fear. Dus hy praat van die hele tyd van do not fear, for I am with you. Do not be afraid. So die issue is altyd, ons is nie sterk in die Here nie. Hy kom heel tyd en herinner, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will surely help you. I will uphold you with my righteous hand. So, en as hy die goed sê, dan is dit tog seker maar vanselfsprekend dat ons in 'n wêreld lewe of in 'n scenario lewe waar daar vrees is. So dit gaan nie oor die afwesigheid van dit nie. Dit gaan oor die Here wat ons gaan strengthen, ons uphold, hierdie renewal van jou mind, want dan gaan jy hom glo, dan gaan hy vir jou wys. As jy weet, sy act of love is nie as hy vir jou wil op 'n plek kry, is nie om jou af te breek nie. Want ons sien dit as straf, of as 'n teregwysing of iets. Dit is nie wat hy doen nie. Dit is liefde wat hy uitoefen op jou, om vir jou te wys wie jy is in Christus Jesus. As adversity kom, is dit nie om jou te straf nie, maar dit is om vir jou te wys wie jy is. Want anders, as hy jou gaan bederf, en vir jou 'n gemaklike lewe gaan gee, gaan jy nooit weet wie jy is in Christus Jesus nie. Daarom sê Paulus, verheug ek my oor swakhede, oor ontberings en oor mense wat hom wil aanval en goed is. Want as ek swak is ek sterk, hy wys my wie ek is. Ons wil nie dit hoor nie. Moenie dit vir my sê nie. Ek soek 'n gemaklike lewe. Dis wat die kerk sê. En Jesus sê, ek het vir jou 'n mindset gebring om meer as 'n oorwinnaar te kan wees. Waar is jy meer as 'n oorwinnaar? Op 'n eiland, in 'n Holiday Inn. Wat moet jy daaroor win? Dis nie wat hy gebring het nie. Ons soek hier altyd die Holiday Inn. In die Holiday Inn wil ek sê ek is meer as 'n oorwinnaar. In die Holiday Inn wil ek rule bo elke mag en gesag. Wat is daar is hy? Verstaan jy hoe kontradikt ons osself? Bold wees. Huh? Maklik om te sê, ja, ek is bold, ek wil bold, ja, preek het persoon. Maar die platform vir dit om te wees, om vir Joshua te sê, wees sterk en wees vastberade. Dat hy 'n platform kry om dit uit te oefen. Om meer as 'n oorwinnaar te wees, want hy glo die Here op grond wat hy gesê het. En Jesus sê, groter is hy wat in jou is, as wat in die wêreld is. Ek het die wêreld klaar oorwin. En op grond van wat Jesus gesê het, glo ek hom, en kyk, ek nie meer nou na wat kan verkeerd gaan nie, maar na wat kan reg gaan, want groter is hy wat in my is. En ek sê dit vir my kop, dag en nag die hele tyd. Ek mediteer daarop, en ek word dit. Ek word dit, en ek is dit, want hy sê ek moet dit wees. So as hy sê ek moet dit wees, dan is ek dit. Hy gaan nie vir my iets sê wat ek nie is nie. Toe hy vir Gideon sê, jy is 'n mighty warrior, mighty man of valor. Hoekom sê hy dit vir hom? Want dit is wat hy is. Want die Skepper praat met hom. Hy sê, ek het jou gemaak in my beeld, in my verteenwoordiger. Ons tree op as gesande van God, as ambassadeurs. Dit is wat hy is. Hou op jouself diskwalifiseer. Hou op, wag vir nog iets. Daar is nie nog ietsie. Al dinge moet gebeur is jou sielsmens moet opvang wat in jou geesmens aan die gang is. Want soos wat ek praat, so kan jy voel, dis waar.
Want dit is in jou gees, getuig daarvan. Maar jou siel, die een wat jy is, die trotse ene, wil dit nie vat nie. Wees sterk, wees manlik. Wat sê Paulus hierso? 2 Korintiërs 4 vers 6. Hy sê God wat gesê het, 2 Korintiërs 4 vers 6, toe God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis en die heerlikheid van God, wat van Christus Jesus uitstraal. Jy is gevul met alles wat jy nodig het, om te weet wie hy is, om te kan glo as hy vir jou sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, jy is 'n mighty man of valor, om het actually te wees, want die Skepper sê so, hy het jou gevul met al die inligting wat daar is, al die kennis wat daar is van Christus Jesus, binne in jou harte. Hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van onsself nie. Ja, in die wêreld gaan jy dit moeilik hê. Ja, jy gaan dalk knak. Ja, jy gaan dalk deur siekte gaan, want jy is 'n kleipot wat maklik breek, maar dit is jy so gedesign sodat jy kan sterk wees in die Here en kan weet ek moet doodgaan en die krag wat alles oortref kom van God af, want is hy wat lewe in my, in hierdie earthen vessel nou. Ek is gevul met die lig van sy kennis. Ek is dood, ek is dood, ek is dood. Dis hy wat opstaan in my. Dis hy wat lewe en al die krag en al die eer kom na hom toe en hy bewys wat hy kan doen deur my siekte, naaktheid, whatever dit al mag wees. Hy sê vers 8, in alles word ons verdruk. Ja, hoor jy wat sê Paulus? Hy sê in alles word ons verdruk. Maar ons is nie te neergedruk nie. Dit is nie 'n maklike lewe nie. Hy erken, in alles word ons verdruk, maar hou moed. Wag, kom ek maak klaar. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat die lewe van Jesus kan sigbaar word in ons liggaam. Hy sê, dit is nie 'n maklike lewe nie. En alles word ons vervolg. Maar ek word nie te neergedruk nie. Oor raad is ek verloor, maar ek is nie radeloos nie. So, hy sê nie een keer in sy briewe dat dit gaan 'n maklike lewe wees nie, maar wat hy wel sê is, hy sê die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggame saam, die gesindheid van God, die gesindheid van Jesus wat daar is, hy het homself gestrip, hy sê al daai kenmerke van Jesus en wat hy uitgeoefen het, dra ek in my liggaam en ek gaan dood, sodat sy lewe kan sigbaar word in my lewe. Hy sê, dit gaan moeilik wees. Hier is 'n kleipot wat maklik breek. Hy sê, maar jy's sterker as wat jy dink. Die sterwe van Jesus dra ek altyd in my liggaam saam, sodat ook die lewe van Jesus kan sigbaar word in my lewe. Die opstandingslewe, die opgestaane Jesus, die genade lewe, sy krag wat deur my werk. Dit gaan nie maklik wees, sê Paulus, maar jy is sterker as wat jy dink. Dit gaan nie maklik wees nie, maar dit gaan jou nie oorkom nie. Jy gaan dit kan hanteer. Finally, brothers, be strong in the Lord. Beklee jouself met hom. Moenie fokus op die day of adversity nie. Dit gaan nie oor die afwesigheid van die dag van onheil nie. Dit gaan oor die oorwinning van die een wat in jou lewe, die krag van God. Daai dae gaan altyd daar wees. Maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Die een wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. Hou moed. Die donkerte van die wêreld gaan nie die swaarhede en die goedes wat jy wil ontslaa raak van. Hou op dit jou fokuspunt maak. Die krag van Christus in jou om sy koninkryk te soek en sy geregtigheid te soek, sal al die goed volg. Jy sal, soos hy vir Joshua sê,
Wees sterk, wees vasberade, hierdie wetboek, hierdie woord, Jesus Christus wat die wet kom vervul het, hy sê, hierdie woord moet die ringsnoer wees van alles wat jy sê, alles wat jy dink, alles wat jy doen, hy sê, moenie links of regs daarvan afwyk nie, doen dit, en jy sal suksesvol wees, jy sal slaag in wat jy moet doen, maar jy moet sterk en courageous wees, so die omstandighede om sterk en courageous te wees, gaan altyd daar wees, adversity gaan altyd daar wees, hy sê, maar hou moed, moenie afwyk van hierdie woord, Jesus Christus, die oë gefokus op hom, hy sê, dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Dit is goeie nuus. Ons dink die goeie nuus is om al die slegte goed weg te vat. Dit is nie die fokuspunt hier. Laat die slegte goed bly. Goeie nuus is, ek het 'n persoon om na te kan kyk nou. Ek het 'n helder ligbaken met vuur brand hier voor my. Die vuur is nodig. Die vuur is vital. Dit was toe Daniel se vriende in die vuur staan, waar hulle vir Jesus kon sien. En dat hulle nie geraak word nie. Dit het die vuur gevat om hom te reveal in hulle lewe, in hulle omstandighede. Dit vat die vuur in jou lewe om te reveal wie Christ is in you. En dit is 'n ding wat jy moet vat vandag en elke dag gaan sit en joune maak. Dit gebeur nie net nie. Jy moet 'n highway skep in jou brein. Dis al manier hoe jy dink. En later aan al wat jy sien, is die krag van die Here. Jy sien sy vermoë. Jy sien nie donkerte nie. Jy praat nie oor daai goed by braaie en by kuiers en goed. Jy's 'n woordvoerder vir die wêreld nie. Jy's 'n woordvoerder vir Christ en Christ in me en hy manifest deur jou en wat jy praat is lewe. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam saam, sodat ook die lewe van Jesus kan sigbaar word. Ek weet, die ou wat die goed skryf, Paulus, sy klere, 'n stuk van sy lap was uitgeruil onder mekaar, en as mense dit daarin vervat, dan word hulle gesond. Die lewe van Christus het sigbaar geword in hom. Hy skryf in Galasiërs, julle het my ontvang asof ek 'n engel is, asof ek Jesus self is. Hierso, tot jy nie hier 'n besluit gaan maak nie, gaan jy altyd sonder autoriteit en sonder gesag optree. As jy weet, in Suid-Afrika is daar 'n klomp polisiemanne wat nie polisiemanne is nie. Jy kan dit oplet. Ja, as jy skerp genoeg is, dan kan jy sien, hierdie ou praat onder 'n valse gesag. Of die badge is verkeerd opgesit, of iets gaan sy game weggee. En dis dieselfde met Christen in die kerk. Iets gee jou game weg die hele tyd. En jy praat nie, jy tree nie op met mag en gesag, soos wat jy supposed is om te doen nie, want jy's 'n verteenwoordiger van God, maar jy's 'n woordvoerder vir iets anderste. Jakobus sê in Jakobus 1 vers 8, a double-minded person, hy moet nie verwag, hy gaan iets van die Here ontvang nie. Hy's unstable in sy ways, hy's unstable, hy weet nie, kom of gaan hy nie, hy's double-minded, hy kan nie sy mind opmaak nie. Dis 'n bietjie van die ou man en 'n bietjie van Jesus op 'n Sondag, en dan weer in die week 'n bietjie van die ou man. As jy met jou mind opmaak, set your mind on Christ. Moenie double-minded wees nie. Moenie skinder en moan oor 'n klomp goeders hierso by 'n groepie, en dan kom jy op 'n Sondag of by 'n Bybelstudie, dan sê nou weer, ek sê nie, moenie hoogheilig wees nie, praat eerder met jou heilige goed, maar laat daai goed wegspoel. Maak jou mind op. Yes. Moeilikheid. Hy het baie ambisie. Hy sukkel nou om maar goed uit te leef.
Het ek al Romeine 8 gelees? Kom ons lees gou Romeine 8. Hoe baie tyd het ek nog? Ek het nog so 10 minute. En dit is goed hierdie. Net nou gooi maar 'n bietjie. Jy weet, okay, nee, julle Romeine 8 vers 31 sê Paulus, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ek weet nie of dit ek is nie, maar Paulus is 'n bietjie van 'n sarkastiese manier van skryf baie keer. Want hy sê, wat hy sê hierso, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hy wat self nie sy vers 32, hy wat self nie sy seun gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook al die genade, alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? God is dit wat gesterf het, ja, nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, vervolging, of honger, of naaktheid, gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is erken as slagskape. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of die hoogtes of dieptes, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus, ons Here is nie. Maar dis net weer bewys dat hy sê, dit gaan nie maklik wees nie. Maar jy's tyer as wat jy dink jy is. Hy sê, wat sal ek dan sê van al die dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So wat Paulus sê is, God is vir jou, en al die ander goed is teen jou. Maar as God vir jou is, wie kan teen ons wees? Wat hy sê, daar is baie goed teen jou. Maar dis nie die fokuspunt nie, want as een wat vir jou is, en dis al wat saak maak. Hy sê, hy wat nie sy seun gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie ook saam met hom ons genadiglik alles skenk nie? Sy gesindheid was tog vir Jesus. Jesus het dit nie maklik gehad nie. Jesus het nie die easy way uitgekies nie. Maar sy oë was nie gefokus net noodwendig op doodgaan. Hy het geweet, die Vader gaan hom uit die dood opwek. Sy hele gesindheid, ek weet, as jy die woord van God wil vat, moet jy alles vat. Partykeer voel dit vir jou, asof hy jou so hanteer. Maar moenie gefokus raak op wat verkeerd gaan nie. Fokus op die opstanding, op wat hy uit jou uit wil bring. Hy sê, wie sal 'n beskuldiging teen die uitverkorenes van God aanbring? Daar kom heeltyd beskuldigings teen ons. Dis wat Paulus sê. Maar God is die wat regverdig maak. Fokuspunt is Jesus. Beskuldigings gaan die heeltyd inkom in jou lewe. Moenie dink dit gaan nie gebeur nie. Alles is teen jou. Alles is teen die lig. Almal swem een stroom. Niemand wil teen die stroom opgaan nie. Ons is gekies om teen die stroom op te gaan. Alles is teen jou. Maar God is vir jou. Moenie dink die afwesigheid van almal wat teen jou is dit is wat God vir jou is nie. Dis juis as almal teen jou is te bewys dat jy is besig om God se werk te doen. En hy is vir jou en dis al wat saak maak. Hy sê, wie is dit wat kan veroordeel? En daar kom veroordeling in, die heeltyd teen ons. As dit nie jyself is dit iemand anderste. Godsdienstige mense, legalistiek manier van preek. Veroordeling kom teen jou in. Maar Jesus Christus het jou vrygespreek. Daar is geen veroordeling nie. Maar dis nie te sê het gaan nie kom nie. Maar dis nie die fokuspunt nie. Hy sê,
Hy sê, wie sal ons kan skei van die liefde wat daar is in Christus? En nou noem hy al die goed op wat jou draai skei. So daar is goed wat jou draai skei. Ons lees hierdie goed en dink ons is vry van alles. Ek het 'n gemaklike lewe, ek kan in die deur gaan. Daar's goed wat teen jou kom, ja. Maar moenie net jou krag vuil nie. Hy sê verdrukking kom teen jou, benoudheid kom teen jou, vervolging kom teen jou, honger kom teen jou, naaktheid kom teen jou, gevaar of swaard. As gevolg van Jesus se liefde kan nie eens daai goed jou skei nie. Moenie dat dit 'n issue is in jou lewe nie. Moenie dit ophef bo die werk van die kruis nie. Maar word hier vernuwe in sy gedagtes. Gaan nie maklik wees nie. Al die goed kom teen jou, maar God is vir jou. Jesus het vir jou gesterf. Wie kan teen jou wees? Wie kan jou skei van daai liefde? Niks nie. Dis jou mentaliteit. Is om sterk te wees in die Here. Is om die wapenrusting aan te trek, om te weet dat hy is vir jou en nie teen jou nie. Om actually te kan optree in spite van al hierdie goed wat teen jou kom, as 'n oorwinnaar. Ons dink ons is meer as oorwinnaars met die afwesigheid van al die goed. Nee, jy is juis in die middel van die goed is dit waar jou oorwinnaarskap inkom, waar dit inskop. Ek wil hê ons moet sterk wees in die Here. Verstaan, anders is ons baie swak. Ons is hierdie heilige mense met al hierdie mooi woorde en goed, maar ons kan nie deel as enige iets moeiliks met ons gebeur nie. Dis waarvoor ons gedesign, dis ons roeping. Ons operate in die storm. Ons word nie te neergedruk nie. Ons wat kleipotte is, wat hierdie skat besit, wat maklik breek, ja, siekte kan inkom, maar dit is om te bewys, die krag kom van hom, ek is dood, dis nie ek wat lewe nie, dis hy wat in my lewe. Ek is nou klomp goed gesê. Ons eintlik nog 'n vers wat ek wil lees, Jesaja 55, maar ek sal dit op 'n ander Sondag doen. Van jou sielsmense, maar dit is dalk 'n ander preek, ja. Wees sterk in die Here. Hou op fokus op alles wat verkeerd is. Alles is verkeerd. Soos wat Paulus daar sê. Alles is verkeerd as jy uitgaan in die wêreld in. As jy hier uitstap vandag. Jy stap nie in perfeksie in nie, maar jy vat die hemel in. Die koninkryk van God vat jy in die wêreld in. Jy vat die lig in. Jy is gemaak om te floreer in daai areas. Ons sukkel om finansiëel beter te raak of om ons besighede op te kry, want ons koppel ons sukses aan wat die wêreld om my, hoe gemaklik ek daar is. Laat gaan daai gedagtes. Jy is gemaak vir die storm. Hoekom? Jesus sê, vrede gee ek vir jou. Nie wat die wêreld gee nie, maar wat die hemel gee. En jy vat daai vrede in jou omstandighede in. Jy gaan soek eintlik 'n storm. Gaan kyk mooi wat Paulus se lewe. Dis amper half asof hy verslaaf was aan moeilike omstandighede. As ek sien as hy in 'n tronk of hy is op 'n boot wat in 'n storm of iets en hy tel 'n slang in die vuur uit op. Daai man was gereveal in die storms, in moeilike omstandighede. En hy skryf net oor dit. Hy sê, dis hard, dis moeilik, dis nie maklik nie, maar dis awesome. Ek dink partykeer kyk God na ons as Here, mense, wat se gebede gee julle en goed dat julle gaan aan soos afkop hoenders. Soos julle is gedesign vir dit. Julle is supposed om te floreer. Julle word nie teen die grond tot niet gedruk nie. Daar het nie iets julle oorval wat julle nie kan hanteer nie. Dit is nie maklik nie. Lewe is nie maklik nie. Maar God het jou 'n system update gebring wat jou tyer en sterker maak as enige mag en enige gesag. Daar is magte, daar is gesagte, daar is siekte, daar is naaktheid, daar is 'n swaard, daar is al hierdie goed teen jou. Maar ten spyte van dit is ek meer as 'n oorwinnaar. So ek floreer in die goed. Om average te bly is maklik. Jy hoef niks te doen nie. Verstaan, jy doen niks nie. Bly average, is fine. Glo in Jesus, gaan hemel toe.
Maar om nie te lewe tot die volheid van Christus in jou nie, waarvoor hy jou gedesign het nie, is onverantwoordelik. En om almal weet, ons almal weet, vir my, ek het baie sterk punte in my lewe, maar vir my om dit uit te lewe, vat werk, dit vat selfdissipline. Dit vat, jy moet guts hê, jy moet vas staan. Ek kan net 9 to 5, whatever, fine wees met enigiets, maar ek is nie fine met enigiets nie. Maar as ek wil average wees, ja, dan hoef ek niks te doen nie. Bly average. Maar jy is nie geroep vir average wees nie. 'n koning en 'n priester is nie geroep om average te wees nie. Jy is geroep om koningskap in. Jy is geroep om te heers. Hy het jou 'n steward gemaak van hierdie aarde, van hierdie setup. Hy het jou 'n next level CEO gemaak van sy maatskappy. Hy het jou 'n ambassadeur gemaak van die hemel. Die head office vertrou jou as ambassador, as CEO van hierdie koninkryk om te operate, om next level te dink. Dit is nie maklik nie. Dit is nie average nie. Dit kos verandering. Dit kos selfdissipline. Ons kan nie tevrede wees met average nie. Dis omdat die kerk tevrede is met average en ons wil niemand offend nie. Ons sit nou maar net stil, dat is maar fine. Nee, jy is nie average nie. Dis soos weer eens, ek verteenwoordig, Jesus maak 'n woordvoerder vir average. Kan nie. Die skepper van aarde het sy identiteit op jou gesit. Dit is nie average nie. Maak jy goed los, stir, krip af. Verander jou kop, set your mind on things above there where you are seated with Christ in heaven. Paulus sê nie die goed verniet nie, want hy weet, dit is al manier waar ons moet operate en kan dink. En hy weet oor 'n tydperk van dit doen. Ek weet toe Paulus Jesus ontmoet het ook, hy het nie dadelik Jerusalem toe gegaan en gaan preek en goed is nie. Hy was weg vir 'n paar jaar. Sodat Jesus persoonlik sy mind gerenew het, en toe hy terugkom, soos uit die woestyn, Jesus vol van die Gees, hy het geoperate, hy het gebulldoze, soos 'n renoster wat hardloop, hy worry nie oor mense en oor omstandighede nie. Dink jy 'n leeu hou op met die opinie van 'n skaap? Doen nie, maar dit kos werk. Jy weet, as iemand gemaak is om 'n dokter te wees, dan dit sy purpose is, dan alles wat hy nodig het is klaar in hom, maar hy moet dit eers gaan leer. En dan sien hy, hierdie goed kom maklik na my toe, want dis my purpose. Dis daarom, hy is nie net dit nie. En jy is in die beeld van Christus. En jy moet die koninkryk soek, jy moet sy geregtigheid soek en al Jesus volg. Ek moet as ja. Waar wil jy wees? Lekker. Amen. Ek dink nou al lankal hier aan, jy weet, ek is gevul met die Gees van God. Verstaan, julle almal het dit. Jou geesmens is gewederbaar, die volheid van God is daar binne in jou. Maar hy spoel nog nie lekker oor na jou sielsdimensie toe, na jy nie. Maar dit is daar. Dankie Here dat ons kan opvang met u volheid. Here, dankie vir die woord, Heilige Gees. Wees die naprediker as ons hier uitstap vandag. Ek sien 'n salwing op hierdie saad in elkeen se harte. 'n Wortel wat soos blitsvinnig dit inskiet in elke hart in. Met weer hakkies wat nie kan uitgetrek word nie. Geen duiwel of duisternis gaan hierdie saad van jou wegvat nie. Neem elke gedagte gevangene. Maak dit gehoorsaam. Heilige Gees, help ons
Help ons, help ons, help ons. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dis U wat lewe in ons. Dis U wat lewe in ons. Dis mense wat siek is vanoggend. Is een persoon wat ek weet baie siek is. Waar is hy? Daar agter. Ja. Kom vorentoe. Wil vir jou bid. Die Here maak gesond. Ek soek mense wat glo. Kan ons glo vanoggend? Jy weet die volheid van God. Hy sê in Christus was die volheid van God beliggaam. En in verbondheid met hom deel ons in daai volheid. Wat jou naam? Simonai. Ek het vanoggend gehoor, die dokters het vir haar gesê, sy het stage 4 kanker. Was niks wat hulle vir haar kan doen nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, ons het nie nodig dat mense iets doen nou nie. Want die volheid van God lewe in jou liggaam. Die volheid van God lewe in jou liggaam. Sy woord sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, is binne in jou. En hy vat elke gedagte gevangene. En hy wil vir jou sê, hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie gestuur om jou te vernietig nie. Sy heerlikheid gaan uit jou uitkom. En hy gaan jou gesond maak. Glo jy my? Glo jy my? Dankie Here vir u dogter. Ek bring haar in die allerheiligdom, Here. Wat u woord sê, u het u hand uitgesteek en wonders en tekens verrig. Maar u het dit deur mense gedoen. Ek raak aan haar nie as troon nie, maar as Jesus Christus wat aan haar raak. Ek lê haar neer voor u troon, daar waar die lewende water uitvloei. Ek laat dit deur haar spoel. Lê daar, jy het vrymoedigheid om haar in te gaan. Lê haar neer, spoel u lewende water. Jesus Christus spoel deur haar van kop tot tone. Alle kanker, alle gemos, alle duivelsgoed wat nie van u af is nie. Spoel dit uit haar liggaam uit in Jesus naam. Alle kanker smelt weg. Hierdie is nie die einde nie. Hierdie sal nie op die dood uitloop nie. Hierdie sal lewe voortbring. Die beste dae lê voor jou. Dankie Here dat jy nou gesond maak. Jy is gesond in Jesus naam. Ontvang dit nou. Halleluja, genesing deur haar hele liggaam. Elke senuweetjie, elke wervel, alles, elke bloedvaatjie, elke selletjie word hernie nou deur die lewende water wat deur jou skiet. Vrede. Vrede in hierdie liggaam. Alles in plek, niks uit plek uit nie. Genoeg, alles orde is reg. Halleluja, dankie Jesus wat U doen. Dankie Jesus wat die koninkryk kom binne nou. U woord sê, dis nie met tekens rondom ons nie, maar die koninkryk van God is binne in jou. Halleluja, ek spreek jou vry in Jesus naam. Vry van alle siekte. Hierdie gaan lewe. Lewe in oorvloed. Dankie Jesus. Dankie Here. Amen. 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 Kom ons gee 'n hande klap vir die Here. Gaan nog wat ontmaak. Amen. Amen. Ons glo en ons glo en ons glo en ons glo en ons hou almal glo en ons bid en ons hou almal bid tot ons knieë stikkend is. Maar kanker wen nie in die lewe nie. Sy gaan gesond word in Jesus naam. Ons bly bid. Ons bly bid. Dankie Jesus. Dankie julle. Wees geseënd, julle is geseënd. Amen.